Dan was daar natuurlik oom Pieter van der Westhuizen. Oom Pieter was die liefste oom gewees. In elk geval, toe ek nou universiteitskoor toe wou gaan om oorsee te kan gaan in my eerste jaar en ek slaag dit nie, en ek gaan doen 'n audisie by die koshuiskoor, Dagbouse koshuiskoor, ek slaag dit nie. Toe vertel ek vir oom Pieter, ek het natuurlik by hom op daai stadium het ek orgel geneem, orgel as tweede instrument. En ek sê, toe bekla my lot by oom Pieter, ek sê, ek wil in 'n koor sing, en hy het my in sy koor gesit, en ek kan nie onthou dat ek ooit 'n audisie gedoen het nie. En ek wonder of oom Pieter nou nie maar net uit oë toegebind het en ore toegemaak het en gesê, kom ons sit net hierdie verdomde kind in, laat hy toch net kan begin koor sing. Ja, dit was lekker, ons wonderlike jaar gehad, saam met oom Pieter, en mooi kerkmusiek gesing, en elke diens was altyd so keurig beplan gewees. Oom Pieter kon vreeslik mooi improviseer. Hy het 'n eenvoudige styl gehad, maar keurig en op die man af, nie vol fiteliasies en groot akkoorde en donder en droeie en al sulke goed nie, maar hy het mooi gespeel, en ek het gehou van oom Pieter se manier van doen. Ek het baie geluister, altyd baie geïnteresseerd gewees. En maar in elk geval, ons het toe nou by oom Pieter het ons mooi kerkmusiek gesing. Die goed is altyd nog daai jare op wasvelle. Ek moes ure se uitskryf gewees het van bladmusiek en natuurlik nou oor op die wasvelle en dan so afgerol en so het ons nou ons ou wasvelletjies, ons musiekies gekry. En maar ek sal nooit vergeet die jaar, daai jaar, 1979, die enigste jaar wat ek in die studentekerkkoor gesing het onder hom. Toe het ons nou 'n groot werk van hom, het ons gepremieer in Bloemfontein. En dit was tydens die FHK se 50ste jaar bestaan. En as ek dit reg verstaan het oom Pieter met die werk begin, of die aanvoerwerk daarvan is gedoen terwyl hy in Amerika het hy vir so'n groot koorkomposisie kursus gegaan. En dit het so oor 'n paar weke gestrek en dan moes jy nou komponeer. So jy gaan en jy kry jou opdragte en dan word daar nou op 'n manier word die dinge nou bespreek ensovoorts en dan uiteindelik as ek nou reg onthou, dan is daar 'n finale konsert van komposisies en so is van oom Pieter se komposisies wat hy daar gekomponeer het uitgevoer. Maar in elk geval so die motet het sy aanvoerwerk daar gekry en is uiteindelik in Suid-Afrika voltooi. En toe moes ons nou die premiere daarvan doen. Maar op 'n dag, voel tog ons het dit nooit vir oom Pieter gesê nie, want dit is 'n wonderlike komposisie en daar is eintlik nou nie salf te smeer aan wat ons toe nou opgetel het. Maar ek dink oom Pieter sit dalk ook 'n glimlaggie as hy hoor wat ek nou gaan vertel. Nou, as jy musiek komponeer, moet jy, en jy begin die woorde, die een, wil ek op sê, die een party sing die woorde so, en die ander een rek het 'n bietjie uit, en dan kom het iewers op 'n stadium weer by mekaar. So daar moet jy baie mooi dink oor hoe die goedes by mekaar gesit word, dat jy nie die selfde teks wat jy, wil ek op sê, op kort en volgende woorde het, en dan die volgende teenstem op langer uitgerek dieselfde teks en so, dat jy nou nie snaakse foutjies oorkom nie. Maar nou is daar een plek, daar sing die koor, wees bly, wees bly. Maar wat toe gebeur is, wanneer die een klomp sing wees, dan sing die ander bly op dieselfde oomblik. En daar begin ons te hoor, vleisbees, vleisbees. En chaos, ons kon nie ophou lag nie. En ek onthou oom Pieter was woedend, want hy het nie geweet wat aangaan nie. Ons, vleisbees, is
almal het ons hoor. O, heerlikheid, ek sal dit my lewe nooit vergeet nie. Maar ek het nie die moed gehad om vir oom Pieter sê, want ek besef, kyk, as ek nou 'n ding wil ruïneer, dan moet ek nou dit vir hom gaan sê. So in elk geval, en daarna het ons het dit opgeneem op 'n plaat. En ek hoor tot vandag toe nog, die kere wat ek die plaat geluister het, hoor ek altyd vleisbees. Maar in elk geval, maar maar oom Pieter, hy is 'n liewe man gewees. Maar natuurlik nou, daar's 'n teleurstelling wat hy seker dikwels moes ervaar het. En dit is dat mense aan die einde van 'n jaar na hom toe kom sê, oom, ek het nou audisie gedoen vir die universiteitskoor, ek verlaat nou die koor. En ek was een van die ouens wat dit gedoen het, en ek het soos 'n hond gevoel. Want ek moes toe nou op 'n stadium na oom Pieter toe gaan en vir hom sê, oom Pieter, ek gaan nou nie verder aan by die koor nie, ek het nou audisie geslaag. En ek onthou, ek het dit uitgestel. En uiteindelik toe nou so ver gekom, en ek onthou, oom Pieter was baie teleurgesteld. En hy het nogal ook vir my gesê, hy sê, hy het my ingesit en hy het gehoop dat ek sou aanbly. Maar hy aanvaar, maar hy wil net vir my sê, dis nie vir hom lekker nie. Nou ja, ek is toe na die universiteitskoor toe. En oom Pieter het, toe ek instap in my tweede jaar, het hy gemaak asof niks gebeur het, hy was die liefde self, en die sagtheid self, en ons het soos in my eerste jaar, aangegaan en gewerk met die orgel, ek moes nou orgel tweede instrument om by hom gedoen, maar hy was ook 'n man wat baie fyn gewerk het, jou vingersettings moes ingeskryf gewees het, en vreeslik netjiese speler ook gewees, en 'n dosent wat netjies vir jou kon verduidelik en demonstreer ook presies wat moet gebeur. Want jy weet, jy kan nie net speel nie, jy moet geleer word partykeer oor hoe om te luister, en hoe om uiteindelik dit wat jy hoor, te hoor as jy note te lank aanhou, en. So, ek het baie by oom Pieter geleer, maar toe moes ek nou die einde van daardie jaar, toe ek nou van hoofvak verander. Ek kon seker by oom Pieter aangegaan het, ek weet tot vandag toe nog nie, hoekom ek nie daardie besluit geneem het nie, maar ek is toe na meneer Skolten toe, en nou ja, meneer Skolten was ook nou 'n karakter op sy eie, ek het baie respek vir hom ook gehad, en maar mense het my gewaarsku en gesê, hy dra nie kennis oor nie, en ek moet nou eerlik sê, die oomblik toe ek en meneer Skolten sien, vir my was dit, ek het hierdie oomblikke van, ek gaan nou by meneer Skolten les neem, en hy by bekende Europese pedagoog was hy gewees, en hy was in Haarlem, by die Haarlem Somerskool, en ja, hy het wye ervaring gehad, hy was 'n fantastiese orgelis, en hy was 'n konsertorgelis, hy het konserte gegee. En so dit was vir my nou nogal, moet ek eerlik sê, 'n inspirasie gewees, en ook 'n aantrekking gewees, hoekom ek na hom toe wil gaan, as gevolg van die konsert wat hy gegee het, en hy het 'n wye repertoire gehad, en ja, dit was waarskynlik een van die redes hoekom ek dan nou oorgeskuif het na hom toe, en maar ek het agtergekom, as jy vir meneer Skolten pols, as jy vir hom vra oor die musiek, jy moet weet wat om te vra, want dan is daar 'n stortvloed van kennis wat kom, en ek het dit geweet, ek het daai senuwees het ek raak getrap, baie vroeg in die jaar wat ek by hom begin les het, want ek was 'n baie entoesiastiese student, dan moet ek eerlik sê, ek het van dinge notisie geneem, ek het graag gelees, ek het deur al wat 'n tydskrif, musiektydskrif wat enigstens ingekom het in die biblioteek, ek het hom baie fyn en deeglik deurgewerk. En natuurlik elke orgelplaat, die series is eers 'n ding wat later gekom het nadat ek nou al daar weg is. Maar daar's 'n orgelplaat wat ingekom het wat ek nie geluister het nie.
En baie keer was dit so, as ek daar kom, dan sê mevrou Skolten, sy het in die biblioteek gewerk, sy was in die bibliotekaresse, dan sê sy vir my, nou, heb jy al gehoor? En sê ek, nee mevrou, dan sê, maar deze plaat, die moet jy nou toch gaan luisteren, dit is een heel mooie plaat. Nou ja, dan van die oorfone af by die plaat, af en na die luisterarea, dan sit ek ure daar, plaas laat ek oefen, dan sit ek ure daar en plate luister, ormusiek, was fantasties geweest. Kyk, die katalogus, het ek het hom deurgeblaai, ek het hom vuil gevat, ek het ure in die luisterkamer deurgebring en na musiek geluister. En ek sal nooit vergeet van mevrou Skolten gepraat. Ellie Ameling kom gee toe 'n konsert by die konservatorium, 'n wonderlike, fantastiese Nederlandse sopraan. En natuurlik, nou, soos wat dit nou maar gaan, hulle 'n cadeautjie vir die konservatorium, gee 'n plaat of 2 of 3%. En ek kom die oggend na die konsert, kom ek aan by die biblioteek. Nou wil ek net ook sê, ek was op die studentenkomitee, en dan kon jy gratis, let wel, jy kon gratis elke konsert bywoon. Al wat jy moet doen is, jy moet daar by die deure staan, en jy moet die mense kanaliseer na hulle sitplek, toe hulle wys vir jou die kaartjie, en ek gee my toestemming, my kaartjie, my konsertkaartjie, gee ek vir Iemand Coetzee, want hy wil verskriklik graag, en ek hou mos nou nie eintlik van solo sang, daar gee ek my kaartjie vir Iemand Coetzee. Volgende dag kom ek by in die biblioteek, en mevrou Skolten vra vir my, nou heb jy die konsert genote van? En ek sê, nee mevrou, ek was nie daar nie. Ag, nee hoor. Sy sê, dit was 'n wonderlike konsert, jy het 'n fantasties, my geval. Nou, maar vat nou hierdie plaat en gaan luister nou dit. Nou moet ek, Ellie Ameling, ek is nie lus vir sangplate nie, ek wil orgelplate luister. Nou gee mevrou Skolten vir my hierdie opdrag nie, jy vat nou hierdie plate, jy gaan sit nou daaronder, en jy luister daarna. Nou so is ek dan met die Ellie Ameling plaat, is ek af onder toe. En ek sal nooit vergeet nie, daar's 2 liedere op die plaat gewees, al 2 op kant 2. Le Chemin de l'Amour, die pad van die liefde van Poulenc, en die ander ene is by Strauss, liedere van Gershwin. 2 komponiste wat ek baie van hou. En ek besluit, ek gaan net hierdie 2 snitte luister, dan is ek nou eers klaar. Mense, daar speel ek daai Poulenc. Dis een van die mooiste liedere. En dan en dan kom hy in 'n wals in. Toujours. Dis so mooi, dis skrikkelik mooi. Ek kan dit glad nie daar reg wat geskied het. Maar daai ding het my onmiddellik gevang. En toe luister ek nou natuurlik nou vir by Strauss van Gershwin, en dit was my inleiding tot solo sanglieder, solo sang met klavierbegeleiding. En dit was liefde met die aanhoor. Kan jy nou glo, net 2 snitte. Ek het daai gesit en daai plaat dwars deur geluister. Daar was goeders op van Ronaldo Hahn en Schubert, onthou ek, en ja, nog 'n paar ander goede. Pragtig. Nou ja, van toe af is ek nou 'n groot aanhanger van lieder en kunstlied. Ons is nog op pad na meneer Skolten toe. Nou, meneer Skolten het absoluut vir my wondere gedoen. Hy het vir my aan kompetisies laat deel. Ek was nou nie die beste kandidaat nie, maar hy het die weg gesien vir my, dat ek dalk iets sal kon doen. Wat ek vreeslik waardeer het, want nee, hy het nie al sy studente kans gegee om aan kompetisies deel te neem nie. En ons het wonderlike musiek gedoen, want hy het hierdie kennis gehad, en hy kon ook mooi demonstreer, en baie van die goeders het dikwels van sy konserte vorendag gekom. En
In elk geval, maar ek het geweet hoe om hom te laat begin praat. As ek die slag besef het, ek het nou nie lekker geoefen nie, dan weet ek gaan hom nou vra, ek gaan hom nou pols oor sekere musiek dinge wat rondom die orgels aan. Jong, en dan kom daai soos 'n sluys wat jy ooptrek. En mense kon nooit verstaan, nou, hoekom sê ek, hy is so 'n fantastiese dosent, want hy praat nie met hulle, toe sê ek wil, maar as julle vra nie, jy moet vra, jy moet wys vir die man die stel belang. Nou, dit is natuurlik nou die groot ding van baie van die studente, hulle het gaan musiek studeer, want party het nog nie regtig eintlik geweet wat anders hulle wil doen nie, en hulle het daarom nou musiek as vak geneem, en miskien is dit nou 'n uitkoms musiekonderwys, maar hulle het so geskitter in hulle afwesigheid by musiekkonserte en al die dinge, en ja, mense, dit was opgetel dat sekere musiekstudente moes nooit gaan musiek studeer het. In elk geval, dan was daar 'n meneer De Lange, meneer Pieter De Lange, en ek het ongelukkig nie by hom les kon neem nie, want ek het nou by quota dosente deurgedraf, en toe is my jare ook natuurlik al basies verby, maar ek het by meneer De Lange, toe ek my eerste jaar daar begin het by hom, of by, op Stellenbosch begin het hy op Vrydagmiddag, partykeer was dit 'n donderdagmiddag, maar in elk geval, dan het hy so 5, 6, 7 van ons studente genooi. Ons het altyd maar almal op dieselfde ou loetjie gewees. En hy het 'n groot plateversameling gehad, en hy het die wonderlikste toerusting gehad. Dat hy ons nou genooi, dan gaan luister ons nou plate, en as jy daar kom, elkeen kry bladmusiek, of is dit 2 bladmusiek, en die plate word opgesit, en elkeen kry 'n glas wyn. Nou, ek het geleer musiek luister met 'n glas wyn in my hand. En ek kon bly konsentreer, en dan volg jy natuurlik in die boeke, en dit het nogal bygedra tot my redelike algemene kennis van repertoire, nou nie alles nie, maar ek meen meer as die gemiddelde student, en maar meneer De Lange het ook, kon verskriklik lekker kos maak, en hy het 'n manier gehad om omtrent alles wat hy kon, het hy in rooi wyn laat week en laat lê. En ek was een van die bevoorregtes wat op reëlmaat by hom kon gaan eet, en dan het hy altyd so 3, 4, 5 ander mense, en dan sê ek ook altyd genooi. Dit was regtig baie nice en baie gaaf van hom gewees. Ek is so jammer dat met die jare het ek eintlik met hom kontak verloor, en die man is ook nou al gevorder, is al in sy 80's, maar miskien kry ek nog hierdie jaar die kans om by hom aan te gaan. Ek wil dit graag doen. Ek verlang baie terug na my goeie ou dae, en ek verlang baie terug na die mense wat my herinneringe vir my help skep het, en hy was een van hulle gewees. Nou, ook 'n man met 'n droë sin vir humor, ek sal nooit vergeet nie. In die dae van die mini, nou vertel hy vir my, hy sê, jy weet, baie van die kinders, die meisiekinders, die damesstudente, nou het hulle almal hierdie mini rokkies, en hy sê, die rokkies is maar kort, en die ou lyfie is maar geset, maar mini rokkies wil hulle dra. Hy sê, en toe het hy nou agtergekom, as hulle kom vir orrelles, dan kry hulle nie geskuif op die bank nie, want dis nou een van die baie belangrike dinge, jy speel soms daar met jou voete, en dan speel jy daar met jou voete, maar jy kan nie stil sit, jy moet, jou onderlyf jy moet kan swaai, en hy sê, maar nou klou die boude aan die onderkant vas, aan die bank, dan kan hulle nie geswaai kry. En toe het hy nou, so vir die dametjies nou gesê, hy stel voor, hulle bring 'n handdoekie saam, en dan sit hulle op die handdoekie, dan kan hulle nou skuif, verstaan? Hy sê, maar hy rokkies is kort, hy sê, dis gevaarlik kort, hy sê, en so kom hy, toe die handdoekies nou gebring moes word, so die een dametjie toe nou gekom vir haar les, toe hy nou langs haar gaan sit, toe sien hy, sy het gegaan en mooi
netjies die handdoekie bo oor die bene gegaan. En die rok het sy kop mooi oorgegooi. Sê nee my kind, jy moet op die handdoekie sit. Ja, en meneer De Lange het ook altyd 'n manier gehad om partykeer sê, hy word nederig en besig gehou. En hy was so orgelis gewees ook by die Moederkerk, het fantastiese speel. Ek het graag gegaan na die Moederkerk op Stellenbosch, sy eredienste, sommer al twee, oggend en aanddiens, net om te hoor hoe hy speel. Hy het 'n vreeslike mooi musikale aanvoeling gehad, en hy kon 'n bietjie rek en 'n bietjie daai spanning en ontspanning, hy daai, wil ek amper sê, hoe jy 'n sekere moment in die musiek moet benader, en in elk geval, hy het dit verskriklik goed gedoen, en hy het dit baie keurig gedoen en verstaan. Ja, mens kan nou seker sê, die agogiek, of wat jy ook al die grand woorde wat die mense daarvan noem, maar hy het die stokkere gespeel, hy het regtig baie musikaal gespeel, en hy het 'n voorliefde gehad vir die meer romantiese musiek, so jy kon dit ook hoor in sy spel, daar's 'n hart agter sy spel gewees, maar in elk geval, en nou ja, dit is nou meneer De Lange, man vir wie ek groot respek gehad het, of het, en ek is so jammer dat ek nie ook my laaste jaar toe ek HOD gedoen het, tog maar gegaan het en by hom net vir die jaar orgeles geneem het. In elk geval, so. Nou ja, later van tyd het ek by Neil Pau, toe ek nou hier op Humansdorp begin het, toe het ek aan my meestersgraad begin werk, 'n praktiese M, en toe is ek nou by NMU, wat nou toe UPE was, Universiteit van Port Elizabeth, daar het ek toe nou by Neil Pau geland, en 'n ou wat verskriklik hard gewerk het met sy studente, en konserte gereeld, want hy het gesê, as die cricketspeler, of die rugbyspeler, of die netbalspeler op die veld kan